Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Amen. Right. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe, Here, en dankie vir 'n geleentheid om U naam te loof, U te prys, want U is waardig. Here, U is nie net waardig om die seels oop te maak en die boeke, Here, te neem en die seels oop te maak. En nee, Here, U is waardig in alles. U is waardig, U is God, U is almagtig, U is die koning. Here Jesus, U is die verlosser, U is die Messias, U is die lig van die wêreld. En Heilige Gees, U is die Gees van God, alomteenwoordig, alsiende Gees van God, die wysheid van God. Ons loof U, ons dankie en ons prys U. En dankie, Here, dat U, Vader, dankie dat U deel van U uitgebreek het vir die mens se redding en verlossing vir 33 jaar. Ons dankie daarvoor. Dankie, Jesus, dat U bereid was om te gekom het om vir ons mens te word, vlees te word en te kom sterwe vir ons, sodat ons gees kan word in U. Ons dankie in Jesus naam. Word verheerlik in hierdie oggend met U boodskap in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. As ek begin, wil ek net sê, ek is nie 'n aanhanger van Kersfees nie. Hoekom sal iemand sê? Eenvoudig, want die fees het sy oorsprong in heidense kulture en in heidense feeste, en net die naam Kersfees laat my hare regop staan. Kersfees, fees van kerse, fees van lig, wat uit die heidense praktyke uitkom. En dan word dit vermeng met Christendom, met heidense gebruike. Alles wat op hierdie heidense feeste gedoen was, is net oorgedra na Christendom, na hierdie Kersfees. Heidense gebruike van die Kersboom en 'n Kersvader en geskenke en 'n groot geëtery, en dit kry 'n godsdienstgeur dan met Kersliedere en die ergste is, dit is terwyl God dit ook nog verbied. So as God dit verbied, sal ek dit nie vier nie. Nie soos wat mense dit vier nie. Wat doen ek dan vanoggend? Ek bring hulde en ere aan die Here, soos elke dag. Elke dag is ek die Here dankbaar. Nie net, en ek vier dit elke dag, nie net een keer 'n jaar nie, dat Jesus het mens geword vir my redding. Prys die Here. En hy het gesterwe. Elke dag vier ek dit, en lewe ek, probeer ek dit lewe. Dankie Here. Dankie Here. Amen. So kom ons gaan dan voort. In Jeremia 10 vers 3 en 4, dan daarso verbied die Here dit. Want daarso staan,
Want die insetting van die volke is nietigheid. Want 'n boom uit die bos, seker wat 'n boom uit die bos, want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Vers 4. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Dit is niks anderster as 'n kersboom wat die Here beskryf nie. So die Here sê, nee, dit is 'n heidense gebruik. Maar hoe ook al, hoeveel jare kom dit al, wat ons al praat daaroor, wat almal daaroor praat, of baie daaroor praat, dit noem, en al hierdie gebruike, en waar dit vandaan kom, dat dit nie eens meer vreemd is vir mense nie. Maar hoe ook al, vandag word die geboorte van Jesus steeds deur die grootste gedeelte van die Christendom onder die dekmantel van 'n heidense fees van Kerse gevier, ondanks alles wat al gesê was. En dan word dit gevier onder die dekmantel van Kersfees, die geboorte van Jesus, terwyl al die fokus op die boom en geskenke en die Kersete en al daardie goed val. En Jesus, wie die mens dan die dag geskep het en gesê het, die mens is die Katolieke, wel het begin met dit, wat die dag wat veronderstel is dan dat die Here se koms na die aarde gevier word, neem tweede, derde, vierde, vyfde plek in. Maar hoe ook al, ek het 'n boodskap vir jou vandag, wat ek op enige ander dag van die jaar kan bring. Die Here sê, kom ek begin. Die geboorte van Jesus se invloed op die wêreld kan vergelyk word, wil ek uitdruk, met 'n droë seisoen, 'n droë land, waarin dit nie gereën het nie. 'n droë seisoen, alles is uitgedroog, alles het verdor en gevrek. Maar toe die eerste reën val, het jy dit al gesien, dan val die eerste reëns. Gaan kyk daar in Manakwaland, daar so van die beste voorbeeld, hier daar die dorre aarde, dan sit een bui reën, dan kry hierdie aarde nuwe lewe. En daar kom groenigheid en kleur uit, skiet op die dorste plekke, tussen die dorste klippe, kom daar lewe op. Wow, prys die Here. Nou, net so was die mens op die aarde uitgedor, kyk hierdie droë land, en droog, waarvan deur die sonde, en het God die Vader reën op die aarde laat val. Reën, wat 'n reën, hoe nou? Ja, reën deur sy seun Christus Jesus, deur die aarde te stuur, en het hy lewe geskenk aan dit wat uitgedor en droog voorkom. Toe val die eerste reën, toe val Jesus se reën, die geboorte van Jesus, toe val Jesus op die aarde. Wow, en kyk hier, daar, jy kan dit nie sien nou nie, daar so, ja, kyk hier so, hy is besig om oor te groei, daar so, hy is besig om groen te word, van dit na dit. Dit het gebeur met die koms van Jesus, die geboorte van Jesus.
En die wonderlik is, dit is nie 'n mooi boodskap vir een keer nie, dit is 'n boodskap vir elke dag. Die is 'n geskenk. Hierdie reën wat geval het op die aarde om lewe te bring, is 'n geskenk, en die geskenk van Jesus Christus, of eerder Christus Jesus. En die geskenk is steeds beskikbaar. Al wat jy vandag moet doen is om toe te laat, net soos elke ander dag, dat Jesus deurbreek in jou hart. 'n Hart wat droog en dor is, nie meer lewe het nie, wat doelloos is, wat maar net hier bestaan. Al wat moet gebeur is, Here, U het gekom, val in my hart, breek deur my hart. Hoekom deur my hart? Want die hart is die grond vir die vrug van die Heilige Gees. My hart is die grond vir die vrug van die Heilige Gees in my lewe. Al wat ek moet doen is dat die Here Jesus in my hart inkom, in my hart val, en deur die droë gebarste plekke in my lewe inloop, sodat daar weer nuwe lewe kan inkom, dat nuwe lewe kan ontstaan. Amen. Om te val deur die barste van ongeloof, deur die barste van stikkende verhoudings, binne in die krake van ongeduld en onvriendelikheid. Jesus het vlees geword, sodat jy van sonde gered kan word, weergebore kan word, in 'n lewende verhouding met hom kan staan, en tyd met God kan spandeer, om met God te praat oor sy wil in jou lewe. Daarom het die Here Jesus mens geword, vlees geword, nie vir 'n vakansiedag nie. Nie dat ons mekaar kan presentjies gee nie, geskenkies gee nie, maar dat ons in 'n verhouding met hom kan begin lewe, in 'n lewendige verhouding, dat ons kan tyd spandeer met God, dat ons nie besig hoef te wees met dooie godsdienst nie, maar elke keer wat jy met die Here praat, dat jy kontak maak met die Here, in die hemel praat met die Here. Amen. Wow. Die Here het vlees geword, sodat ons weergebore kan word, hom kan aanneem. En die reën wat op ons geval het, ook reën vir hom kan wees. Vir wie's hom? Vir die ander om jou, se droë harte, wat smag na uitkoms en verlossing en bevryding. Die Here het na die aarde gekom, geval na die aarde toe soos reën in 'n dor land, om lewe te bring in my lewe, sodat ek deur hom met sy gees, waar ek gaan, ook kan val en lewe bring vir mense, deur hom aan hulle oor te dra. Amen. Dit is hoekom Christus mens geword het. Nuwe lewe kan word wat in ander belangstel. Dink bietjie aan jouself waar jy sit, veral ons mans. Dat daar lewe kan kom tussen jou en jou familie, jou vrou en jou kinders. Dat jy weer jou lewensmaat in kan belangstel. Weer aan jou lewensmaat en jou vrou kan vra
om weer die lang weergawe, nie net dat ek weet kortliks nie, maar daar die lang weergawe wat jy sit en jy luister, wat is haar of sy drome vir die lewe? Wow. Om dit met jou te deel, dat daar weer lewe kom tussen jy en die kinders, wie klein kinders, dat julle met hulle kan speel, weer aandag aan hulle kan gee, dat hulle belangrik voel. Die meeste kinders weet hulle, ja ek het 'n pa, maar daar is nie veel van 'n verhouding nie. Nee, 'n verhouding waar hulle belangrik voel, waar jy tyd spandeer met hulle, waar jy met hulle, as hulle klein is, die kleinkindertjies, tyd spandeer met hulle op die mat speel en laf wees met hulle. Kortweg, deurbreek deur jou lewe, waar jy jouself begin derde plaas. Dis waarom het Jesus mens geword, vlees geword, sodat ek in die derde plek kan begin lewe. Eerste plek hy, tweede my naaste en derde myself. Amen. Jesus het vlees geword sodat jy elke dag kan vier, elke liewe dag van jou lewe kan vier en kan dankbaar wees om Here gered en vlees te kon word, van sonde gered kon word, heilig kan lewe elke dag. U het vlees geword sodat sonde en die ewige dood kan oorwin. U het vlees geword sodat ek u bruid kan wees en saam met u tot in ewigheid kan lewe. Dit is hoekom Jesus mens geword het. En wat ek nie vandag, dis nie 'n boodskapie vir hierdie dag, vir hierdie mensgemaakte Kersdag nie. Dit is 'n boodskap vir elke liewe dag, 'n boodskap van en 'n lewe van dankbaarheid. Dankie Here. Om dit een keer 'n jaar te vier is soos om te sê, ja nee, wat ek glo daarom. Daardie haatlike sinnetjie, my verhouding is nou nie, maar dit moet wees met die Here nie, maar ek glo daarom. Nee, jy het nog niks reg gekry in jou hele lewe nie, jy is besig om met jouself te bol. Ek wil vir jou vanoggend in die naam van Jesus die vraag vra, het jy al hierdie lewe geskenk van God aanvaar, en in hierdie droogste areas van jou lewe, lewe gekry, nuwe moed gekry in hierdie droogste, uitgedorste areas van jou lewe, hoop gekry, nuwe oortuiging gekry in die droogste dele van jou lewe wat jy jouself al wys gemaak het, is dood. Het jy al. Vandag is, as jy nog nie het nie, dan is vandag weer eens, skenk die Here vir jou die geleentheid om daardie geskenk van Jesus aan te neem, te aanvaar. En dan wil ek jou die geleentheid gee in die naam van Jesus om dit nou te doen, deur my te volg in gebed, wat ek in kort sinnetjies sal doen, wat jy kan volg. Amen. Wil jy daardie keuse maak vandag, op hierdie oomblik? Ja, Here, dankie. Ek wil jy gee vir my 'n ekstra geleentheid hier vandag om hierdie
geskenk te aanvaar. Ek wil. As dit jy is wat sê ek wil, dan volg my in gebed. Ek sal dit kort doen. Jy kan dit hardop doen, jy kan dit sag doen in jou hart doen, jy kan dit fluister vir jouself, jy kan dit doen soos jy wil, solank dit jou begeerte is, jou besef is, Here, ek is verlore, my lewe is dood, my hart is dood, voel soos hierdie droë land, Here, ek het lewe nodig, ek het, wat is purpose in Afrikaans? Ek het doel in my lewe nodig, en die doel is die ewige lewe. Dan nooi ek jou in die naam van Jesus uit, volg my in die volgende gebed. Vader, ek kom na U in die naam van Jesus. En eerstens wil ek U bely as God die Vader, die skepper van hemel en aarde. Ek wil U bely as Jesus Christus, my verlosser, my redder, my koning, die Messias, die lig van die wêreld. En ek bely die Heilige Gees as die enigste Gees van God, wat oortuig van sonde, van ongeregtigheid en van die dood, en deur wie ek gered word, geherskep, weergebore word tot nuwe lewe. Vader, vergewe my 'n leeftyd van sonde. As daar iets is nou wat jy met die Here wil sê, Here, vergewe my vir al hierdie ding waarmee jy worstel, waar jy dink is onvergeefbaar. Dit is jou tyd met die Here. Hierdie is die beste dag van jou lewe. Sê vir die Here wat hy moet vergewe. Was my nou skoon met die bloed van Jesus. Reinig my liggaam. Van die kroontjie van my kop tot die sole van my voete. Reinig my met die bloed van Jesus. Was my nou skoon van sonde en met nuwe lewe. Kom nou deur al my krake van ongelukkigheid, van hopeloosheid, van verlorenheid. Kom met nuwe lewe. Herskep my nou. Vader, dankie. Dankie dat U my nou gereinig het en gered het op hierdie oomblik. Omvou my, maak my toe met U Gees. Here, ek behoort aan U. Die reën het begin val in my lewe op hierdie oomblik. Prys die Here, halleluja. In my hart, deur my hart geloop, deur al die krake na al die droë areas van my lewe. Ek het so pas kind van die Here geword, op pad om die Here se Jesus se bruid te word. Lei my asseblief met U Gees verder op hierdie
pad van heiligmaking, om gereed te wees as u bruid, vir wanneer u op die wolke kom, om u bruid te kom haal. Dankie Here vir redding. Dankie dat Jesus mens geword het, sodat hy weer kon sterf en daar redding vir my in hom kan wees. Dankie vir u geskenk in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Dit is dit. Prys die Here. Voel jy sommer nou, kom het ek die bril op, ek weet niks om na te kyk nie, wat ek wil lees hierso, wat klein is mos nie, prys die Here. As dit jy was hierdie, dan wil ek vir jou sê, veel geluk, welkom, wens jy kon my hand nou, skud van daai kant af, welkom, jy is nou my broer, of my suster, in Christus, welkom in die familie, amen, prys die Here. Ek het weer in die begin gesê, dit is 'n boodskap wat ek vir jou op elke dag gaan bring, ja, definitief, en Here, dankie, dit is 'n geskenk, wat ek elke dag met dankbaarheid kan beheen, kan bewonder en kan leef. Tot volgende keer. Die Here se seën en shalom, vrede. Ontvang die seën van die Here. Eers in Hebreëus, dan sal ek dit in Afrikaans sê. Yerechogeta Adonai Dishmarecha, Yair Adonai Kawani Lecha Wechochonechta, Yesa Adonai Kawani Lecha Weasem Lecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef in hom, in weergeboorte, hom een maak met hom en aan jou vrede gee. Amen en amen. Geniet die dag verder en moenie die Here ophou dankbaar wees nie. Die Here se seën vir jou.